Goeiemôre. Vandag gaan ons kyk na die ware verhaal agter Liam Jacobs se skuif tussen die PA en die DA en die DA en die PA. Welkom by Eish, regtig. Hier is ons nie skaam om die waarheid te vertel nie, al maak dit die skuldiges ongemaklik. As jy ons nog nie volg nie, doen dit nou. Deel die boodskap met jou vriende, laat hulle ook weet wat aangaan. Ons kan nie bekostig om oningelig te bly nie. Nou kom ons kyk na vandag se onderwerp. Wanneer 'n 25-jarige politikus binne 1 jaar van die DA na die PA verskuif en dan weer terugkom na die DA toe, is dit maklik om hom 'n verraaier te noem, of 'n opportunis, of 'n media snotkop, maar dis hoe partye hulle politici aan kiesers wys. Maar die regte skandaal is nie die jong man se skuif nie. Dis hoe die partye hom gebruik as 'n pion in 'n rassespel. Sommige mense sê dat Liam Jacobs is net bekend omdat die media, die DA en die PA hom gebruik. Hulle wys op sy groot sosiale media getalle. Hy het meer as 517,000 Facebook supporters, 557,000 TikTok supporters en 2,000 op YouTube. Die politieke partye sê vir hom hy is nie gereed vir 'n regeringspos, net omdat hy baie social media aandag kry nie. Maar hulle mis die punt. Suid-Afrikaanse partye het nog altyd mediavaardigheid belangriker geag as ervaring. Die vraag is nie hoekom Jacobs bekend is nie. Die vraag is hoekom beide, die DA en die PA, om so vinnig in die party laat klim het, al het hy nie kennis van die werk gehad nie. In Junie 25 het Jacobs op Facebook Live gesê hy verlaat die DA en gaan PA toe. Hy het gesê hy voel finally free en dat hy finally home is. Die DA sê hulle het nie eers 'n bedankingsbrief van hom gekry nie, maar sy lidmaatskap by die DA was outomaties gekanselleer omdat hy na 'n ander party toe gegaan het. Maar wat het voor dit gebeur? Jacobs het Gayton McKenzie in die parlement uitgedaag oor wie die voorsitter van die Nasionale Kunsraad moet wees. McKenzie het toe in daai parlement sessie geskreeu dat daar nie een gekleurde persoon in 'n regeringsposisie aangestel is nie. Ronaldo Gous, wat ook 'n DA-lid was, wat later geskort was oor sy video's oor ras, het gesê dis vreemd dat hy teruggegaan het na 'n party wat hom in die rug gesteek het. Hulle verwelkom hom met oop arms. Maar die ding is, hoekom hy van die DA weggegaan het, is nooit werklik aangespreek nie. En dis duidelik dat die PA vir Jacobs nie gegee het wat hulle hom beloof het nie. Toe hy oorgestap het na die PA toe, het hulle hom soos 'n ster behandel. Hulle het hom in die Johannesburgse stadsraad gesit en hom 'n burgemeesterkandidaat vir Kaapstad voorgehou. Gayton McKenzie het gesê Jacobs wou nie saam met hulle werk nie. Hy wou nooit saam met hulle die grondwerk doen nie. Hy het gesê die PA is nie 'n boonste middelklas party nie. Ons is op die grond en Jacobs kan nie met die mense praat en het nog nooit met hulle gepraat nie. Alwaarvoor die PA hom gebruik het, was as 'n gekleurde stem om die DA se houvas op gekleurde kiesers te breek. Die PA het hom gebruik as 'n gekleurde stem net om die DA se houvas op gekleurde kiesers te breek. Toe hy 'n jaar later die verkeerde pad vat, het hulle hom in die openbaar uitgeskel en gesê hy moet sy mond uit die PA hou. In Junie 26 kondig Jacobs weer aan, hy gaan terug die DA toe. Hy sê die PA het sy kiesers aan die ANC verkoop. Hy het gesê die PA werk in chaos, met geen demokrasie, verantwoordelikheids- of beleidsontwikkeling nie. Hy het gesê ek is mislei deur die PA se leuns. Dit was dieselfde party wat hy 'n jaar terug tuis en familie genoem het. Jacobs is nie 'n meesterbrein nie, maar hy het 'n honeursgraad in politiek, filosofie en ekonomie aan die Universiteit van Pretoria. Hy is nie onkundig nie,
Maar hy het die fout gemaak om te glo dat die DA en die PAA hom sou bevorder, omdat hy goed is. Hulle het hom gebruik oor sy velkleur. Die DA het hom as 'n verdediger van die gekleurde stem in die Wes-Kaap aangewys. Die PA het hom as 'n simbool van hulle groeiende mag vertoon. En toe hy nie meer nuttig was vir enige een van die twee partye nie, het hulle hom net weggegooi. Hier Lewis van die DA het gesê toe Jacobs terugkom. Mense loop soms 'n verkeerde pad, maar wat maak dit saak as hulle bereid is om reg te kom en weer te werk aan 'n beter Suid-Afrika. Hy het ook gesê dat die DA glo nie dat as 'n brug eers gebrand is, dit nooit weer herstel kan word nie. Dis 'n vriendelike benadering, maar dit wys ook hoe desperaat die DA oor die gekleurde stem is in die Kaap. Die waarheid is eenvoudig. Suid-Afrikaanse partye sien jong, uitgesproke, gekleurde leiers as voorwerpe wat hulle kan ophef tot simboliese hoogtes. Nie as mense wat harde werk doen nie, toe Jacobs nie meer as 'n mediafiguur waarde gehad het nie, het die PA van hom ontslaag geraak. Toe die DA sy behoefte aan 'n gekleurde stem wou versterk, het hulle hom gehuur. Hierdie jongman gaan weer misluk, en die stelsel is so gebou. Dis nie sy skuld nie, dis die skuld van die politieke kultuur, wat ras bo meriete kies. Deel hierdie artikel met iemand wat die waarheid moet hoor. Laat hoor van jou in die kommentare. Bly wakker en bly ingelig. En volg ons en subscribe vir nog meer waarhede. Tot ons mekaar weer sien.